Dis belangrik dat ek en jy moet weet dat Jesus het nie verniet gesterf nie. Lukas 15 vers 10 sê hy, ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. As daar blydskap onder die engele van God is oor een sondaar wat hom of haar bekeer, beteken dit dat daar 'n dag was toe hierdie magtige hemelwesens ook oor my en jou gejuig het. Dit is 'n verootmoedigende gedagte. Wel, ek kan daardie dag in my lewe goed onthou. As 7-jarige seentjie het ek tydens 'n tentdiens my hart en lewe aan die Here gegee. Kan jy jou dag onthou, die dag toe jy jou tot die Here bekeer het? Het jy al die engele rede gegee om te juig? Dis opvallend dat die engele soveel belangstelling in ons saligheid en in die kerk as sodanig het. Baie mense het deesdae nie veel erg aan die kerk nie. Engele voel duidelik anders. Daar in 1 Korintiërs 11 vers 10 impliseer dit selfs dat engele ons eredienste bywoon. En Hebreërs 1 vers 14 sê dat God hulle uitgestuur het om die te dien wat die saligheid gaan beerwe. Dis nou ek en jy. Dit was nog altyd vir my besonder dat engele 'n loflied op die velde van Bethlehem gesing het toe Jesus gebore is. Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mens in wie hy 'n welbehae het, sê Lukas 2 vers 14. Die koms van die verlosser het die engele baie bly gemaak. Waarom sou engele so belangstelling in ons redding hê? Ons moet altyd onthou dat die engele se hoogste lojaliteit by God en sy heerlikheid lê. Daarom maak die bekering van 'n sondaar hulle bly, want elke verlore mens wat gered word, beteken immers dat daar een van die kroon van God se skepping is wat herstel word. Dit maak engele bly, want elke sondaar wat gered word, beteken dat Jesus nie verniet gelei en gesterf het nie. Dat een persoon minder verlore sal gaan. Is dit nie iets om die Here voor te dank nie? Kom ons bid saam. Here, dit laat my sprakeloos om te dink dat die engele vir my en oor my gejuig het. U het dit moontlik gemaak. Amen.